Vanaand is Afrikaanse diens. Gaan vir ons 'n bietjie praat oor die woord van die Here in 1 Johannes die 2de hoofstuk. 1 John the 2nd chapter. And there from the 18th verse, van die 18de vers. Ek wil hê ons moet mooi luister. En waaroor ek vanaand wil praat is die salwing breek die juk. The anointing breaks the yoke. Dis wat ek oor vanaand met elkeen van u wil spreek en die luisteraars. En ek wil hê jy moet mooi luister. Die Heilige Gees salwing moet jou lei. The Holy Spirit anointing must lead you and guide you and teach you. We must be completely given over to the Holy Spirit. Ons moet ten volle oorgegee wees aan die leiding van die Heilige Gees, sodat die salwing die juk kan verbreek en ons vry kan kom. En ek wil hê jy moet mooi hoor. 1 Johannes die 2de hoofstuk, hy sê vir ons hierso, kinders, dit is die laaste uur. En soos julle gehoor het, dat die Antichrist kom, bestaan daar ook nou baie Antichriste, waaruit ons weet dat dit die laaste uur is. Ek wil hê jy moet mooi luister. Johannes skryf hierdie 2000 jaar gelede. En hy sê, ons weet dat die Antichrist kom, maar daar bestaan nou ook baie Antichriste. Kom ek wil vir u sê, as iemand nie in Christus glo nie, is hy 'n Antichrist. Het julle dit geweet? 'n Persoon wat nie in Christus glo nie, he that doesn't believe in Christ is Antichrist. Hy's 'n Antichrist. Of jy dit wil weet of nie, hy's 'n Antichrist. Want hy's teen Jesus Christus. Hy sê nou ook baie Antichriste waar ons ook weet dat dit die laaste uur is. Nou Johannes het 2000 jaar terug al gesê dis die laaste uur. Hoe naby is ons nou? Hoe naby is ons nou aan die laaste uur? Ek wil vir u vanaand sê, ek glo ons is in die laaste sekond voor die koms van ons koning Jesus Christus. Hoor wat sê die woord verder. Hulle het van ons uitgegaan, maar hulle was nie van ons nie. Want as hulle van ons was, sou hulle by ons gebly het. Maar dit moes aan die lig kom, dat hulle nie almal van ons is nie. Sien nie? Sien nie wat sê die woord hierso? Hulle was nie almal van ons. So baie male, as jy met mense praat, ja, maar weet jy, ek weet nie of julle al gesien het, as jy met 'n ou persoon praat oor die Here, die volgende oomblik aan raak as so 'n baas oor hom. En hy neem niks in wat jy praat. En hy loop. En hy het niks gehoor wat jy vir hom gesê het nie, en hom gewaarsku het. Hoor wat sê hy vir ons verder. En julle het, hoor mooi, dis wat vir my so wonderlik is. Vers 20. En julle het die salwing van die Heilige en weet alles. Wow. So die kind van God moet eintlik alles weet. Ons moet alles leer en weet. Maar hoe weet ons dit? Deur die woord. As ons die woord lees, dan gaan jy alles weet. Am I right, Pastor Douglas? If you read the word, you will know everything. As jy die woord net braai, is dit reg. Dan sal jy alles weet. Hoor wat sê hy? Hy sê, en julle het die salwing van die Heilige Gees en weet alles. Ek het nie aan julle geskrywe omdat julle die waarheid nie ken nie, maar omdat julle dit ken en omdat geen leuen uit die waarheid is. Hoor mooi, geen leuen is uit die waarheid nie. Nou wil ek 'n bietjie oor die waarheid praat. Skiet op. Jy weet, my broer en my suster, die duiwel wil, hy's die vader van die leuns. Hy is die ene wat lieg. Hy is die ene wat alles omdraai wat jy sê en vir jou 'n leuen gee. En hy voer jou 'n leuen en die leuns is besig om die wêreld te laat verongeluk en die dinge gebeur in die wêreld oor leuns. Mense draai jou woorde so om.
Het die mense al jou woorde omgedraai? Baie, né? Hoe baie nie? Hoe baie kan mense? Ag, die pastoor het so en so en so gesê. Maar hy het dit nooit gesê nie, maar hy het die woorde omgedraai. En omdat hulle die woorde omdraai, kom daar 'n heeltemal 'n ander betekenis. En my broer en my suster, dit het tyd geword dat die waarheid gespreek word en dat die vyand, soos die Engelsman sê, shame the devil and tell the truth. Ons moet die waarheid uitdra en laat mense kan weet. Hy pastoor, maar ons moet die mense met liefde behandel. My broer en suster, ek dink die tyd is te kort om mense te wil sugarcoat. Ons moet die waarheid uitdra. Hoor wat sê die woord. Hy sê, wie is die leuenaar? Wie is die leuenaar? Behalwe hy wat ontken dat Jesus die Christus is. Nou wil hy mooi kyk hierna. Hy sê, wie is die leuenaar? Behalwe hy wat ontken dat Jesus die Christus is. Nou wie ontken dit? Gaan luister maar na al die ander gelowe. Hulle ontken Jesus die Christus is. Gaan luister na die moslims. Ja, hulle erken nie Jesus die Christus nie. Gaan luister maar na almal. Hulle sê so. Wie is die leuenaar? Behalwe hy wat ontken dat Jesus die Christus is. Dit is die antichrist wat die Vader en die Seun loon. Elkeen wat die Seun loon, het ook nie die Vader nie. Elkeen wat die Seun loon, het ook nie die Vader nie. So as jy nie glo in Jesus Christus nie, dan glo jy nie in die Vader. Hy sê van ons verder, hy sê, wat julle dan nou van die begin af gehoor het, laat dit in julle bly. As in julle bly, wat in julle van die begin af gehoor het, dan sal julle ook in die Seun en in die Vader bly. Wow. So as jy glo in Jesus Christus en jy bly in hom, sal jy ook in die Vader bly. Maar as jy dit nie doen nie, as jy nie in die Vader en nie in die Seun. Wat hy sê dan? Hy sê, en dit is die belofte. Hier kom 'n belofte wat God ons gegee het. En dit is die belofte wat hy ons beloof het. Naamlik die ewige lewe. Halleluja! Kom ons sê Here, lof hom. Die ewige lewe word gegee aan die kinders van God wat in hom glo. You can't have eternal life if you don't believe in God. If you don't believe in Jesus Christ. Jy kan nie die ewige lewe dan hê nie. Hoor wat sê hy vir ons verder. Hy sê, dit is die belofte wat hy ons beloof het, naamlik die ewige lewe. Dit het ek aan julle geskrywe met betrekking tot die wat julle mislei. Ja, betrekking tot hulle wat julle mislei. Hoe maklik kom mense met misleiding? Hoe maklik kom mense en vertel jou, nee man, al die gelowe is dieselfde. Is dit nie wat vandag gepredik word nie? Is dit nie wat vandag gesê word nie? Oh no, die paus staan en hy het die imam aan die een kant, aan die ander kant het hy die boeddhis en hy het al hierdie almal, hy sê, oh, there's different roads, daar's verskillende paaie wat na God toe lei, maar al die paaie gaan na God toe. Hallo, waar kom hy dan? Ek wil vanaand vir jou sê, kind van God, ons sal moet oplet, ons sal moet luister, en ons sal moet sê, Here, help ons dat ons u woord in ons sal kry, en ons in die woord sal bly. Hoor wat sê hy? Hy sê, dit het ek aan julle skryf betrekking tot dit wat julle mislei, en die salwing wat julle van hom ontvang het. Halleluja. Die salwing, die Heilige Gees salwing, wat ons sê, wat ons van God ontvang het, wat ons van Jesus ontvang het. Bly in julle, en julle het nie nodig dat iemand julle leer nie, maar soos dieselfde salwing julle aangaande alles leer, so is dit ook waar en geen leer nie, en soos die julle geleer het, so moet julle in hom bly. Wow, wat 'n mondvol. Wat 'n mondvol. So ons moet in die woord bly, ons moet in die salwing bly,
en ons moet vra, Here, help ons, lei ons, dra ons deur, versterk ons, en hoe meer ek en jy oorgegee is aan die salwing van die Heilige Gees, hoe meer bly ons in die Here. Is dit nie wonderlik nie? Is dit nie wonderlik om te weet dat ek en u in die Here kan bly en dat die salwing die wat the anointing breaks the yoke. Die salwing breek die jukke. Die salwing breek die jukke van die duiwel. Die salwing breek alles, dit gly af. Hoor wat sê die woord vir ons hierso. Ek gaan gou vir julle lees. Hoor wat sê hy vir ons. Hy sê dit vir ons hierso, Jesaja die 10de hoofstuk, die 27ste vers. En in die dag sal sy las afgly van jou skouers en sy juk van jou nek. En die juk sal tot niet raak vanweë die vettigheid, die salwing. Wow! Broer en suster, die salwing breek die jukke. Die salwing laat die juk afgly. Die salwing maak jou los en vry. Daarom my broer en my suster, moet ons vra, Here, help ons. Lord, help us that your anointing will fill us, that we will be full of your anointing, that the anointing will just flow over us. My broer, my suster, ons moet vol wees van die salwing, vol van die krag van die Heilige Gees. Want as die Heilige Gees ons lei, dan kan niks ons verkeerd lei nie. Maar as ons nie deur die Heilige Gees gelei word nie, is daar so probleme, dan het ek en jy groot probleme. En daarom vra ek vanaand vir jou, my boeta, my sissa, word jy deur die Heilige Gees gelei? Wil jy vry wees? Dan moet ons vra, Here, dat die salwing ons lei. Wil ons los wees van die wêreld en die mense om ons, dan moet die salwing ons lei. Wanneer, as ons wil los wees en begin dans in die Here, moet die salwing ons lei. Skarmel, as ons wil los wees, moet die salwing ons lei. Maar weet jy wat is die probleem? Ons laat mense ons lei. Ons laat mense, het julle gesien, Pastor Danny, hy spring bietjie rond, hy is die popcorn pastoor, so, moet nou nie te erg na hom luister nie. Ek wil vanaand vir jou sê, kind van God, kom ons raak die popcorn mense vir die koning, kom ons raak die popcorn mense vir die wêreld. Ek kan nie stil staan en as die Here se salwing oor my kom nie. Ek kan nie, want my God se salwing is so baie. Ek wil net vra, Here, more of you, Lord, more of you, meer van u. Here, kom salf my nog meer, raak my meer aan. Die salwing, en die salwing wat julle van hom ontvang het, bly in julle. En julle het nie nodig dat iemand julle leer nie. Maar soos dieselfde salwing julle aangaande alles leer, so is dit ook waar en geen leuen nie. En soos die julle geleer het, so moet julle in hom bly. Daar kom die punt. Ons moet in die Here Jesus bly. We must stay in the Lord. Ons moet in hom bly. En my broer, my suster, as ons in die Here wil bly, hoe bly ons in hom? Meer van hom. Meer van hom, meer dat hy ons sal was, skoonmaak, reinig, suiwer. Here, laat al hierdie dinge van hierdie ou wêreld sal afgly. Dat die salwing so oor ons is, die vettigheid van die salwing so is, dat as jy vyand aan jou wil raak, dan gly hy weg. Hy moet sommer weggly. My broer en my suster, en nou, hoor wat sê die woord hier, vers 28 sê, en nou my kinders, bly in hom, sodat ons vrymoedigheid kan hê wanneer hy verskyn en nie beskaamd na hom weggaan by sy wederkoms nie. Verstaan jy daar? Ek gaan dit weer lees, ek vra jy mooi luister. Hy sê, en nou my kinders, bly in hom, bly in die Here van die leerskare, sodat ons vrymoedigheid kan hê wanneer hy verskyn en nie beskaamd van hom weggaan by sy wederkoms. Hoekom? Want ek wil vanaand vir jou sê, as jy in die Here Jesus nie bly nie, as hy kom, gaan jy sê,
O, berge val op ons, heuwels bedek ons. Dan gaan jy bang wees om die Here te ontmoet. Maar as jy in hom bly, dan sê jy, kom Here Jesus, ek het U lank verwag. Maar as die salwing nie oor jou is nie, dan gaan jy bang wees. Dan, hoe baie kinders van die Here is te bang dat die Here nou moet kom, want hulle is nie reg nie. Hulle is nie op die punt om die Here Jesus te kan ontvang. Want as die Here Jesus nou kom, is hy nie op die plek waar hy moet wees. Kind van God, ons moet elke oomblik reg wees. Die salwing moet oor ons vloei, elke oomblik van die dag. Ons moet sê, Here, kom, Lord, purge me. Here, kom, was my, reinig my, dat die salwing oor my sal wees, en dat ek vol van U sal wees. Dat ons nie beskaamd van hom weggaan by sy wederkoms. Hoe baie van ons gaan skaam wees, sê, o nee, Here. Nee, 1000-maal nee. Kom ons begin en sê, Here, ek verwag, kom haal ons, kom wees met my. Here, help my, dat ek gereed sal wees, as U kom. As julle dan weet dat hy regverdig is, dan weet julle dat elkene wat die geregtigheid doen, uit hom gebore is. Wow! Hoor dan. As julle weet dat hy regverdig is, dan weet julle dat elkeen wat die geregtigheid doen, uit hom gebore is. Maar so nou, hoe is hy uit hom gebore? Want jy's 'n wedergebore kind van God. You're a born again child of God. Vanaand vir jou vra. Ja, by die hemel kom. En hulle vra, die engel vra vir jou, hoe kom jy ingaan? Nee. Ek is wedergebore, deur die bloed van die lam is ek gereinig, gewas. Jesus het vir my sondes gekom. Ek het hom aanvaar as my verlosser en saligmaker. Ek weet, ek's 'n kind van die Allerhoogste God. En daarom kan ek die hemel beerwe. Moenie dat die duiwel by jou kom, want weet jy wat, baie kinders van die Here kom, sal hulle sê, pastoor, ek weet nog nie of ek heeltemal reg is. Maak reg. Wees reg. Jesus is coming. Be ready. Julle vanmôre vertel van daai man daar in Jambo. So hy t-shirt aan het en hy sê vir my, I'm ready. Wat 'n getuienis. Kan ek en jy dit vanaand uitskree? I'm ready. Jesus kom, ek is gereed. Ons moet gereed wees, broer. Ons moet gereed wees, suster. Dit moet ons taal wees en sê, Here, kom Here Jesus, ek het U lank verwag. Maar baie kinders van die Here gaan weghardloop. Daai skelm dinge wat jy doen, los. Jy gaan agter. As jy uit hom gebore is jy nie bang. Hy moet kom. As jy uit hom gebore is jy gereed om huis toe te gaan. Daarom wil ek vanaand vir jou vra, die mate wat jy oopmaak, die mate wat jy die Heilige Gees toelaat in jou lewe, tot daai mate sal hy oorneem. Daarom wil ek vir jou vanaand vra, as jy ten volle uitverkoop aan die Koning van die Konings, are you sold out to the King of Kings? Het jy al jou volheid, sê Here, ek wil niks nie meer Danny Strydom nie, maar U moet in my lewe, U moet in my deurvat, U moet oorvat in my lewe. Kind van God, jy weet, te veel is daai eie ek nog in beheer, te veel is daai eie me, myself en I aan die gang nog. Nee, kom, as ons die jukke wil verbreek, as ons die salwing wil hê om alles vir ons reg in lyn te bring, kom ons vra, Here, help ons. Ja, die duiwel gaan jou probeer keer. Oh yes, hy sal jou probeer trip op elke draai en alles. Maar weet jy wat? I'm more than a conqueror. Through Jesus. Here is die oorwinnaar. En wat doen 'n oorwinnaar?
'n oorwinnaar kruip nie weg. Hy sê, yes, ek is ook meer as 'n oorwinnaar. Ek gaan nie laat die vyand my onderkry nie. Ek gaan nie toelaat dat die duiwel kom en my wil vernietig. Is Koning Jesus koning van jou hart? Is hy jou koning vanaand? Is hy vanaand nommer 1 in jou lewe? Vra jou vanaand. As jy vry wil wees, gee dit in volle oor aan. Nie 99%. Ek sê altyd 110% moet jy oorgee aan die koning van die konings. Kom ons sluit die oë in hierdie plek vanaand. Hemelse Vader, ons kom vanaand na U toe. Here, U ken ons harte. U weet hoe ons voor U staan. Soete Heilige Gees, ek bid nou dat U elke ene wat hier is sal aanraak. Dat elkeen sal oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. O, soete Heilige Gees, dis U werk om ons te oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Vader, ons wil gereed wees. Ons wil reg wees as U kom. Ons wil nie agterbly nie. Daarom bid ek vanaand my koning, dat U by elkeen stil staan, dat U elkeen sal aanraak, elkeen sal optel. Dat ons ingestem sal wees vir daai wanneer U kom om ons te kom haal. Heilige Gees, lei ons, versterk ons en dra ons deur. Ek bid dit alles in die kosbare naam van ons koning Jesus Christus. Almal sê, Amen. Mag die Here elkeen aanraak en lei.